Goeiemôre aan elkeen, baie welkom ook by hierdie diens vanmôre. Elkeen wat inluister en ook in tweespreek, baie welkom saam met ons. Ek wil vanmôre daaruit 2 Timoteus 1 wil ek met julle saam lees. 2 Timoteus 1 Voordat ons saam lees, kom ons buig ons hoofde dan ook in gebed. Here ons God, ons het nou gesing, as ons opkyk na die berge, waar kom ons hulp vandaan? Dan weet ons hulp is van U, o God. U wat alles gemaak het, wat alles onderhou. U wat van ewigheid tot ewigheid bestaan. En Here, wanneer ons daaroor dink, dan is ons verstand te klein, want alles het vir ons 'n begin en 'n einde. Maar U het nie 'n begin en 'n einde nie. En Here, wanneer ons dink oor U heerlikheid en U majesteit, want wanneer ons so in die aand 'n bietjie opkyk na die hemelruim en ons sien die sterre en planete en baie is verberg vir ons oë, dit wat hulle met teleskope kan raak sien, verder as wat ons oog kan sien, dan het hulle nog nie die uiteindes van die ruimte gevind nie. En dan sê U het dit alles gemaak en U hou dit alles in stand. Here, dan staan ons met verdwasing voor U, omdat ons daardie grootheid en daardie almag nie kan begryp nie. Maar dankie dat U weet dat ons as mense is swak en nietig, en dat U Uself ook aan ons kom bekendstel op 'n eenvoudige wyse van wie U is. En dat ons in 'n verhouding met U kan staan. Here, hoe wonderlik is dit vir ons om te kan sê, maar ek het 'n Vader in die hemel, tot wie ek kan aanbid. 'n Vader wat werklik omgee, wat sy liefde geopenbaar het in Jesus Christus wat na die wêreld gekom het om in ons plek te sterwe. Sodat U 'n plan gemaak het om met sonde en verlorenheid van die mens 'n einde te maak, 'n plan sodat elkeen wat in Christus Jesus glo die ewige lewe kan hê. En toe die Here Jesus weg is van die aarde af opgevaar het hemel toe om weer sy plek op die troon te gaan inneem, het hy vir ons die Gees gestuur om in ons te woon. U Gees wat vir ons die woord kom oopbreek. U Gees wat vir ons elke dag lei in die waarheid. Wat vir ons bemoedig, wat vir ons versterk, wat vir ons die oë gerig laat hou op Christus Jesus. Want sy fokus is op hom. Hy herinner ons voortdurend aan wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Herinner ons gedurig dat ons vrygekoop is, dat ons nuut gemaak is, en dat hy ook in ons woon en in ons werk en deur ons werk in hierdie wêreld. Is vir ons so kosbaar om daardie waarheid vas te hou en te weet, ons God is persoonlik by ons elkeen betrokke. U sê vir ons daar in Psalm 33, dat U oog is op die regverdige, U sien ons elkeen raak. U weet wat ons elkeen beleef, U weet waarmee ons worstel, U weet wat ons blydskap, U ken alles. En U is die een wat vir ons versorg, want U is die goeie herder. Die herder wat omsien na die skape. En as ons gaan kyk hoe die herder in die Ou Testamentiese tyd na die skape omgesien het, het hy hulle in besonder versorg. En altyd vir hulle weiveld gesoek en voorgeloop en die gevaar weggehou. En dis presies wat U doen. U trek daardie vergelyking sodat ons dit kan verstaan. En ons eer U daarvoor. Maar Here, as ons vanmôre hier saam is, dan maak ons die woord oop, en U woord het vir ons gesag, U woord is lewend en kragtig, en ons beleef het ook in ons lewens.
Hoe dat wanneer ons deur die woord lees, ons nuwe dinge ontdek, hoe dat dit vir ons bemoedig, hoe dat dit vir ons opbou geestelik, hoe dat dit vir ons ook leer wie U is, en ons U beter kan leer ken. En as ons vanmôre daaruit lees, dan lees ons met 'n verwagting. Want Here, ons ken die gedeeltes, ons het al baie deur die Bybel gelees. Maar elke keer weet ons, kom breek U iets nuuts vir ons oop. En wil U dit ook vanmôre kom doen. Wil U ons elkeen se hart ontvanklik maak, en met ons elkeen spreek, deur U woord en deur U Gees. En dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ek wil daar lees van vers 3 af, sommer net vir die agtergrond. Paulus skryf daar aan Timoteus, dan sê hy, ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag aan jou in my gebede dink. Terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfverheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en ons geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af aan Christus Jesus geskenk is. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Ons lees net tot daar. Ek wil graag hê ons moet kyk daarna vers 7. Hy begin eintlik daar om in vers 6 begin hy om vir Timoteus eintlik te bemoedig en om te herinner aan sy genadegawe, om dit aan te wakker en dat hy moet voortgaan met sy bediening. So hy bemoedig eintlik vir Timoteus. En dan sê hy in vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Weet julle wat my die afgelope tyd nogal baie opgeval het? Ek het baie rond beweeg, was uitstedig en mense raak geloop en met mense gesels. En ek dink julle sal ook sê, dit wat julle ervaar is dat daar so baie mense is wat met vrees rondloop. As 'n mens gaan kyk na die vrese van mense, dan sien ons, hulle is bang oor die ekonomie, hulle is bang oor die landsomstandighede, hulle is bang oor geweld en misdaad. Ek kyk maar net op ons buurtwaggroep. As iemand net 'n bietjie lank op die sypaadjie sit of rondkyk, dan sal 'n klomp mense op en daar moet onmiddellik gereageer word. En ek weet, daar was nou misdaad in die omgewing. So mense is bang en hulle verdink almal wat verbyloop en wat kyk. Nou, dit is Kersfees, ons weet inbrake raak meer, maar mense leef met hierdie vrees van, gaan dit met my gebeur? Daar is mense wat al sulke dinge deurgemaak het, wat swaar kry, wat sê dit is hulle 'n slegte ervaring en hulle is bevrees. Maar nou die dag toe praat ek met iemand wat my kom sien het en sê, maar ek is bang, ek mis die ewigheid. Sê ek, dis 'n goeie vrees om te hê. Want hierdie ander vrese het eintlik niks te doen met die ewigheid nie. Maar hy is bang, hy mis die ewigheid. En ander mense wat weer sê, maar ek is bang om die evangelie te deel. Want ek weet nie hoe nie.
Of ek is bang, die mense vra my vas, en ek kan hulle nie antwoord nie. So baie keer het ek al vir mense gesê, ek is ook al vasgevra, en sê ek kom terug na jou toe. Ek gaan kyk en dan kom ek terug, want ons weet nie alles nie, ons ken nie alles nie, en ons moet nie bang wees om die evangelie te verkondig. In hierdie gedeelte praat Paulus met Timoteus en hy bemoedig hom eintlik, en hy moedig hom aan om te sê, maar gaan doen hierdie werk wat jy moet doen. Onthou hierdie genadegawes wat jy gekry het, wakker dit aan en gaan doen, moenie terugdeins nie, moenie terugdeins om die evangelie te deel nie. En hier in vers 6 tot 14 moedig hy eintlik vir Timoteus aan, dat hy sy gawes gebruik. Maar dan sê hy vir Timoteus hierdie spesifieke ding in vers 7, hy sê, dat hy nie vreesagtig moet wees. Hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Nie 'n gees van vreesagtigheid nie. En nie een van ons het so 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie. En ek dink as Paulus dit skryf, dan skryf hy dit met 'n rede. Hoekom skryf hy dit vir Timoteus? As ons mooi dink, wie was Timoteus? Timoteus was 'n baie jong man. 'n Jong man wat iewers sy pad met Paulus gekruis het, en Paulus het die evangelie met hom gedeel, hy het tot bekering gekom, en Paulus het in hom die waarde gesien, dat die Here hom wil gebruik, en hy het in hom belê, hy het vir hom toegerus, en hom uitgestuur. En dan lees ons in 1 Timoteus 4 vers 12, dat hy vir Timoteus sê, laat niemand jou jonkheid verag nie. Hoekom sê hy dit? Want Timoteus was jonk. Hy sê, hy moenie dat iemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, en in reinheid. Omdat hy jonk was, kan ek my indink dat hy bang was om na mense toe te gaan. Hoe gaan mense my ontvang? Ek is 'n jong man wat met ouer mense moet gaan praat. En dis 'n normale vrees wat 'n mens het. Ek kan onthou die eerste keer wat ek uitgegaan het, toe ek my prakties gedoen het as student, is ek in 'n situasie in wat ek regtig nie geweet het hoe om dit te hanteer nie. En ek was skrikkerig. Ek was bang om te gaan. Die ouderling wou nie saam met my gaan nie. So ek het alleen daar ingestap. En dan besef ek, of daai tyd het ek besef, as ek vrees vir die situasie en ek duik weg, lei die evangelie skade. Dan lei daai persoon skade met wie ek eintlik die evangelie moet gaan deel. En dan lees ons ook daarin 1 Korintiërs 16 vers 10 en 11, hoe Paulus praat oor Timoteus as hy aan Korinte skryf. Hy sê, en as Timoteus kom, sorg dat hy sonder vrees by julle is. Hy het geweet, Timoteus bang, want hy doen die werk van die Here net soos ek. Laat niemand hom dan minag nie, maar help hom verder in vrede, dat hy na my toe kan kom, want ek wag vir hom saam met die broeders. So hier sien ons ook dat daar was seker mense wat hom geminag het. Dit het Paulus ook beleef. Dit beleef elke een wat die evangelie iewers gaan verkondig, maak nie saak wie ons is nie, of ons 'n sendeling of 'n prediker of 'n ouderling of 'n gewone gelowige is. Mense minag 'n mens of hulle spot met 'n mens. En ek kan dink Timoteus het met versigtigheid gegaan, omdat hy gaan waar Paulus reeds gewerk het, en hy geweet het, Paulus het soveel werk ingesit, en soveel bereik, en soveel opgebou, hy voel eintlik klein en minderwaardig teenoor Paulus. En daarom dat hy hierdie woord gebruik van vreesagtigheid, en dit beteken eintlik om nie terug te deins of lafhartig te wees nie. En baie keer deins ons terug, wanneer ons gekonfronteer word met 'n situasie waar ek eintlik moet opstaan vir die Here. Of dat ek lafhartig optree, dat ek eerder die gemaklike weg gaan, en maar net slaap en nou honde laat rus. Maar die Here het vir ons die toerusting gegee, om te kan doen wat hy sy opdrag voorgegee het. Hy stuur niemand in hierdie wêreld in, sonder die toerusting. As ons dink wat die Here Jesus vir die disippels gesê het, daar in Matteus 10 vers 19. Hy sê, maar wanneer hulle heel oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie.
want dit sal julle in daardie uur gegee word, wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. En ons vergeet dit so baie keer. Ons vergeet dit so baie keer, dat ons eintlik die Heilige Gees in ons het. Hy is vir ons gegee. En Jesus het eintlik die disippels bemoedig en gesê, maar julle gaan hierdie wêreld in, maar moenie bang wees nie, want julle sal die regte woorde kry op die regte tyd. Dit is net so. En die Heilige Gees is juist daar om ons toe te rus, om vir ons die toerusting te gee wat ek in elke situasie nodig het, wanneer ek die evangelie iewers met iemand moet gaan deel. En as Paulus dan hier praat van ons, nie 'n gees van vreesagtigheid, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, dan sluit hy homself daarbey in, dat hy nie vir Timoteus sê, maar God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, ook vir my, en ook vir ons, elkeen, elke gelowige, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie. In Romeine 8 vers 15 noem Paulus dit ook, as hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. So ons is kinders van die lewende God. En daarom het die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag, om na ons te kom, om in hierdie wêreld in ons te kom woon, ons wat in God glo, en dat hy vir ons toerus. En ons het die toerusting. En wat is hierdie toerusting? Hier is 3 goed wat hy hier noem. Die eerste is krag, die liefde en selfbeheersing, sê ons teks. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En as ons kyk na hierdie krag, of hierdie woord wat gebruik word, die Griekse woord dunamis, wat hier gebruik word, dit is die woord waarvan af dinamiet afgelei is, en ons weet wat doen dinamiet. As jy daai stokkie daar in 'n kliprommel of in die grond steek en hy laat hom ontplof, keer hy daar die hele aarde om, en dit is makliker bewerkbaar. Jy kan maklik die goed uithaal en wegry. En nou wil Paulus sê, maar dis eintlik dieselfde krag wat ons het, deur die Heilige Gees. Want hy is die een wat hierdie wonderwerkende of hierdie produktiewe krag in ons kom plaas, sodat waar ek en jy optree, waar ons praat, hy kragtig kan werk deur ons, en daar verandering kan plaasvind. Ons het dit in ons, dit is deel van ons toerusting. Dink maar toe jy tot bekering gekom het, hoe het jy daardie eerste tyd gevoel in jou lewe, jy wil met almal deel, hier was iets wat gebeur het, ek het lewe gevoel, my lewe het verander, is omgekeer. Een jong oukie het eendag vir my gebel, na hy tot bekering gekom het, die volgende dag, toe sê hy vir my, oom, ek weet nie wat gaan met my aan nie, maar iets lewe hier binne in my, toe sê ek vir hom, dis goeie nuus, want dit is die Heilige Gees. Dat jy voel, maar hier het iets gebeur, hier het verandering gekom, hier is 'n werking van God in my hart, in my lewe. En deur ons hele lewe beleef ons dit, soos wat ons geestelik groei, beleef ons hoe dat die Gees kom werk, hoe dat hy kom opbou, hoe dat hy kom verander, en vir my deur die woord en deur sy invluistering kom werk en toerus, sodat ek al meer en meer soos Christus kan wees. En dit al meer en meer bruikbaar kan wees in die koninkryk van God. En so maak hy ons kragtige getuies, want wat het Jesus gesê? Voor hy hemel toe opgevaar het hy vir sy disippels gesê in Handelinge 1 vers 8, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die wêreld. Julle sal die krag ontvang, julle sal die toerusting ontvang, julle sal die vrymoedigheid kry,
julle sal paraat wees wanneer die Gees uitgestort is. En wat het gebeur? Kyk Paulus se preek op Pinksterdag. Petrus het nie teruggedeins nie, hy het nie enigstens teruggestaan nie. Hy was bereid om prontuit te sê wat die kerk van daardie tyd gedoen het. En hy het vir die Sadduseërs en Fariseërs gesê, maar julle het hom gekruisig. Hulle wou dit nie gehoor het nie. Maar wat het gebeur? Ons sien die kragtige werking van God wat daar plaasgevind het. 'n Gemeente het tot stand gekom. Daar is voortdurend mense by die gemeente gevoeg. Want hierdie apostels het die evangelie verkondig en hierdie mense het uitgegaan en hulle het gaan vertel wat met hulle gebeur het. Handelinge 2. Nou sien ons hoe dat hierdie die Nuwe Testamentiese kerk eintlik uitgebrei het deur die wêreld. Hoekom? Want apostels is uitgestuur, hulle is bereid en so het hulle weer ander uitgestuur. Hulle was bereid om die evangelie te verkondig. Hulle is toegerus met krag uit die hoogte, krag deur die Heilige Gees. En ek dink partykeer moet ons ook weer net vir die Here gaan sê, maar rus my net weer opnuut toe met daardie krag. Gee my ook net weer opnuut daardie motivering, daardie vrymoedigheid en daardie dringendheid om te getuig oor dit wat ek ontvang het. Want ons kan dit nie vir onsself hou nie. Ons moet dit met ander deel. Want hy gee vir ons die vrymoedigheid en die krag om in moeilike omstandighede ook op te tree. Dink aan Paulus. In 1 Korintiërs 2 vers 3 skryf hy self ook. Hy sê, ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Hy het besef, hy het baie teenstand daar beleef, maar hy het gegaan en hy die evangelie gaan verkondig. En hy was baie keer in vrees en bewing, omdat hy weet, hierdie evangelie wat hy kom deel, is iets groots. Hy praat van die God, die almagtige God, wat alles enigiets kan doen en wat alles in stand hou. En hy het nie ligsinnig daarmee omgegaan. Hy was ernstig en hy het teenkanting gehad, maar Paulus het nie teruggedeins. Hy het voortgegaan. Hulle het hom uit klippe gegooi, ons weet hoe hy gelei het en hom uit stede uitgejaag het. Maar hy het aangegaan om die evangelie te deel. Hoekom? Want dit is nie in eie krag nie, maar die krag van God. Toerusting deur die Heilige Gees. Die tweede is liefde. Hierdie liefde is agape liefde, wat eintlik sê dis 'n opofferende liefde. Dis 'n liefde wat gee, nie 'n liefde wat kyk wat ek kan ontvang. En dis die liefde wat die Here Jesus kom toon. Hy wat God was, wat op 'n troon gesit het gesê, maar ek is so lief vir daai mense op aarde wat verlore gaan. Ek is bereid om na die wêreld te kom en in hulle plek te sterf. Hy het alles agtergelaat en hy het gekom. En mense wou nie na hom luister nie. Mense het hom geskel, het hom weggejaag. Ander het hom ontvang en ons weet hoe hulle tot geloof gekom het en hom gevolg het. Maar hy het 'n liefde gegee wat nooit iets terugverwag het. Hy het homself ontledig. Lees ons daar in Filippense 2. En is dit nie hoe ons ook moet wees nie? Dat ons ook onsself moet gee en ons doen dit nie. Ons hou terug. Ons kyk baie keer, maar wat kan ek in die situasie kry as ek hierdie liefde gee, wat kan ek daaruit kry? En dis menslik, né, want hierdie wêreld leer vir ons, jy kry niks as jy nie iets gegee het nie. Of as jy iets gegee het, kan jy iets terugverwag, en dit is nie waar nie. In God se wêreld werk dit nie so nie. Jy is die dienskneg, in afhanklikheid van God gaan jy en jy gee liefde, jy reik uit na ander, ten koste van wat jy terugkry. En ons het daardie liefde is ook vir ons beskikbaar. Op watter manier? Paulus skryf daar in Romeine 5 vers 5.
Hy sê, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hoor jy wat hy skryf? Hy sê, wat die liefde van God is in ons harte uitgestort. Nie een van ons kan sê, ek het nie so opofferende liefde nie. Want as God in my is, as Christus in my is, as sy Gees in my woon, dan het ek daardie liefde, want God het die dag toe ek tot bekering gekom het, het daardie liefde in my hart gestort. En oorvloediglik, maar leef ons dit uit. Leef ons dit uit. En as ons dink, soos wat ons geestelik groei, is dit ook waar, dat ons so in onsself sterf. Want hoe verder ek die pad met God saamstap, en hoe meer die Gees en die woord in my lewe kap en timmer en uithaal wat nie daar moet wees nie, hoe minder selfsugtig raak ons, en hoe meer sien ons ander se behoeftes en nood raak, en veral geestelike nood. En ons liefde vir mense behoort groter te word, meer te word. Sodat ek ook daarby op die grond sal gaan sit en die evangelie met hom gaan deel. Omdat ek weet, daai ou by die roebod is eintlik sonder God. Maar ons doen dit nie. Ons gaan verby. En ons weet, dis deel van die vrug van die Gees. Galasiërs 5:20. Liefde is deel van hierdie vrug van die Gees. As die Gees in my is hierdie liefde van Christus in my, daardie liefde wat alles opoffer, wat bereid is om jouself te verloon, jouself te gee, ter wille van die koninkryk en vir God. Ter wille van die redding van mense. Dis die soort liefde wat Jesus bewys het en waarvan hy praat daar in Johannes 15 vers 13. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Wie sy vriende? Hy sê, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Hy het sy lewe gegee, vir ons, wat hy vriende noem, ons wat sy kinders is. En ons met daardie liefde, moet ons ook in ons sê, opofferende liefde. En dit laat mens baie keer wonder, en ek kyk baie keer na my eie lewe ook. Dan vra ek myself af, kan mense daar buite die liefde van God in my raak sien? Kan hulle dit ervaar, hoor hulle dit? Daardie liefde wat Christus kom wys, daardie liefde wat eintlik iets van myself gee ter wille van, sonder om iets te verwag. Want Christus het alles op die altaar geplaas. As ons dink aan Paulus, hy het alles opgeoffer. Hy was bereid om enige plek te gaan. Hy het skipbreuk gelei, hy het sy goed verloor, hy is geslaan, hy was in die tronk. Hy was bereid om hierdie pad te loop. Want hy het God lief gehad, en hy het mense lief gehad. En hy het uit liefde die evangelie met mense gaan deel. Hoe lyk ons gebedslewe? Bid ons net vir ons eie behoeftes, of bid ons vir die behoeftes van mense om ons? Sien ons hulle nood raak, tree ons vir hulle daarvoor in, raak daardie lysie langer, sodat ons eie lysie korter word, want ons weet, God sal ons behoeftes voorsien. Ek bid vir hierdie mense. En wanneer ons toelaat dat die Gees so deur ons werk, ons vir ons sê, maar ek is ten volle beskikbaar, dat u liefde oorvloedig wees ook in my lewe, sodat mense die liefde van God kan ervaar en kan sien, dan doen hy dit ook. Galasiërs 5 vers 24 skryf Paulus, hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En as ek deur die Gees wandel, dan kom die vrug van die Gees tot uiting in my lewe. Dan sal mense die liefde beleef, hulle sal dit sien. En ons word gesnoei. Vader is die boer, Johannes 15. Vader is die boer, die wynstok, Jesus Christus. Ons is die lote, ons word reg gesnoei. Hy het gesê, julle is reeds reg gesnoei. Hoe? Deur die woord. Die Vader is die een wat die snoeiwerk doen deur die woord,
So ek kan toelaat dat hy my snoei, sodat ek meer vrug dra. Die liefde en die vrug van die Gees in my lewe na vore kom. Maar die derde deel van ons toerusting, selfbeheersing. Hierdie Griekse woord word net hier in die Nuwe Testament gebruik. Sofronismos, 'n tongknoper. En dit hou verband met verstandigheid, matigheid, selfbeheersing. Dis eintlik wat dit beteken. Wanneer ons na hierdie eienskappe kyk, dan kan ons sê, ons kan dit hê. Hoekom? Want die Gees van God woon in ons. Want as die Gees van God in my woon, dan het ek selfbeheersing. Dan kan ek matigheid voor oë hou, dan kan ek verstandig optree, want ek weet wat is belangrik vir God. En wat moet ek uit my lewe uitsny? En dit beteken dat wanneer ek hierdie toerusting ontvang het, hierdie selfbeheersing, beteken dit dat ek kan dit toepas in enige situasie. Nou, partykeer faal ons is mense. Mens kan in 'n oomblik, kan jy faal en onverstandig optree. Maar ek kan die Gees van God vertrou om my te help om met selfbeheersing in elke omstandigheid op te tree. Want hy maak dit vir ons moontlik. Ons moet net bereid wees om onder sy beheer te leef, om te wandel in die Gees. Baie keer sukkel ons met selfbeheersing in op een of ander stadium of opsig. En probeer ons dit oorkom, en probeer ons dit in ons eie krag oorkom. Dit kan woede uitbarstings wees, dit kan ongeduld wees, dit kan drinkery wees, ag, noem maar op. Maak nie saak nie. Wanneer ek toegee en hierdie ding oorneem in my lewe, dan is daar nie meer selfbeheersing, dan beheer hierdie ding my. Maar met die hulp van die Gees van God, kan ek dit oorkom. En dit is my so hartseer as 'n mens met mense praat en jy hoor wat hulle sê, dat iemand eendag vir my gesê, maar daar by my werkplek, open ons elke dag met skriflesing en gebed. Maar dat 'n werker na jou toe kom en sê, weet jy, dit het niks waarde nie. Want as daar amen gesê word, dan vloek die baas ons en skree ons uit mekaar uit. Dan dink ek, wat doen dit aan jou getuienis? Waar's die selfbeheersing en die liefde vir hierdie ou wat voor jou staan? Ja, mense raak kwaad, want hulle doen, partykeer kan mense stupid goed doen, maar ek kan met selfbeheersing kan ek optree en op die regte wyse daardie een reggel. En wanneer ek selfbeheersing het, of kom ons sê ook dissipline het, dan is my prioriteite reg. Dan is my prioriteite reg, want wat is my prioriteite? God is eerste prioriteit. En dan kom my goed. En baie keer stel ons dit andersom. Ek moet eers hierdie goed doen en dan kom ons by God uit. En wanneer ek dan al hierdie goed gedoen het en ek kom by God uit, dan het ek eintlik nie meer tyd om by God uit te kom nie, want dan is die dag verby. Want baie keer gaan dit eerder vir mense oor ontspanning en dit wat ek kan gaan doen, wat vir my lekker is, en ek wil dit eerder doen as om kerk toe te gaan of om stilte tyd te hou of na 'n Bybelstudie groep toe te gaan of wat die situasie ook al is. Ek wil leef soos wat ek leef. Sonder dissipline, sonder selfbeheersing. En God is 'n God van orde. God is 'n God van orde. Daar moet orde in ons lewe wees. Daar moet beheer wees, selfbeheersing. Andersins het ons 'n swak getuienis in hierdie wêreld. En die wêreld sê vir ons, nee, streef hierna en hierna. Ons wil hierdie ding bereik, want dit lyk so mooi en dit is so blink en alles, en so aantreklik. Maar dis nie wat God wil hê. Ons moet ons prioriteite regkry. En ons moet selfbeheersing kan toepas en kan sê, maar nee, hier trek ek die streep, hier onttrek ek my, maar dit gaan nie saam met dit wat ek glo nie. En ek draai om en ek stap weg. As ons dink aan die Here Jesus wat vir ons die voorbeeld gestel het, hy het altyd God eerste voor oë gehad.
Hy het altyd gaan afsonder om te hoor wat sê die Vader, en dan het hy gegaan en hy het gaan doen, dan het hy die werk gaan doen wat hy moes gaan doen, en hy het niks gesê as net dit wat die Vader aan hom gesê het. En daar stel hy vir ons die voorbeeld. En ons is baie keer skuldig dat ons nie hierdie voorbeeld navolg nie, dat ons eers God se wil soek nadat ek my planne gemaak het. Maar dat ek eers na God toe gaan. En dit sien ons in Jesus se hele lewe. Dat hy opgetree het met liefde, liefde teenoor die Vader, liefde teenoor die mense. Dat ons sal optree, liefde teenoor God, liefde teenoor ons naaste. Want as ons prioriteite reg is, dan sal ons ook daarop ingestel wees om God se saak te bevorder. Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 9 vers 26 en 27. Dan sien 'n mens hoe hy met selfbeheersing en met motivering die lewe geleef het. Hy sê, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Paulus se prioriteite was reg. Hy het God se wil gesoek. Hy het homself gedissiplineer en hy het die wedloop van die lewe gehardloop, die wedloop wat God hom ingeplaas het. Geoefen in die geloof en uitgegaan gehoorsaam en gaan doen wat God van hom gevra het. En ek vra myself af, wat sien mense raak? Tree ons met selfbeheersing op wanneer ons tussen mense is? Of gaan ons soos die wêreld aan? Want ons is anders. Want as ek nie met selfbeheersing leef nie, wat maak my getuienis dat iemand anders dan sê, maar ek wil wees soos jy is? En dan draai mense eintlik weg en sê, maar ek wil nie wees soos jy is. Baie keer sê mense, maar ek is so gemaak en so gelaat staan. Nee, as God jou tot redding bring, verander hy jou en daar word voortdurend geskuur en geskaaf en gevorm. Jy bly nie soos jy is nie. Jy moet groei, jy moet verander, jy moet sonde oorwin. Daar moet groei wees. Jy moet Christus se beeld al meer en meer vertoon. Dis net hoe dit is. Ons kan nie daarvan wegstap nie. En wanneer ons na hierdie eienskappe kyk, of hierdie toerusting kyk, krag, liefde en selfbeheersing, dan is dit iets wat elke gelowige in elkeen se lewe teenwoordig moet wees. En dat ons weet, maar ek kan met vrymoedigheid enige plek instap en ek kan die evangelie gaan deel. Hoekom? Want die Gees gaan saam met my. Hy sal vir my die toerusting gee. Hy het dit reeds gegee. Hy sal vir my die woorde gee as ek dit nie het. Hy rus my toe om effektief dan ook in sy diens te staan. Liefde om so op te tree teenoor mense soos wat Christus opgetree het en wat Christus van ons verwag. Dat ons in alle omstandighede hierdie liefde, opofferende liefde sal uitleef en dat ons met selfbeheersing sal fokus en elke deel van ons lewe so te leef, soos wat die Here ook in sy woord en deur die leiding van sy Gees vir ons dan ook uitwys. En wanneer ons so leef, sal God ook sy doel met ons bereik. En dit is tog waarvoor ons hier is. Ons is hier, sodat God sy doel kan bereik, want ons is sy hande en sy voete in hierdie wêreld. En ons is toegerus om dit te kan wees. Maar wil ons dit doen? Amen. Here, as ons vanmôre onsself speel in die woord, dan weet ons, Here, dat ons baie keer tekort skiet.
dat ons baie keer terugdeins wanneer daar 'n geleentheid is om die evangelie met iemand te deel, of om 'n getuienis te gee, of om iemand te help. Dan ons baie keer eers 'n sommetjie maak voordat ons liefde betoon, om te kyk of ons nie dalk gaan verloor. En Here, ons kom bely dit. Ons kom bely dit. Partykeer leef ons nie met selfbeheersing nie. Daar's nie dissipline in ons lewens nie. En Here, dit is 'n swak getuienis teenoor U en ons bely dit. En ons kom pleit vanmôre by U dat U vir ons regtig sal toerus deur U Heilige Gees. En Here, ons stel onsself beskikbaar om dan ook diensbaar te wees in hierdie wêreld ter wille van die koninkryk. En help vir ons. En dring vir ons met U liefde, dat ons elke geleentheid sal aangryp om ook te doen dit wat U van ons vra. Here, dat ons nie eendag voor U sal staan met 'n rooi gesig, met skaamte en sê, ja Here, ek het daar en daar het ek eintlik net omgedraai en weggestap. En eintlik was dit 'n afspraakgeleentheid wat God bewerk het. En Here, baie keer gebeur dit met ons, dat ons die geleentheid mis, maar dat ons nie fyn ingestel is om te luister na U stem. En help vir ons om ons te oefen, dat ons met ons geloofsoor kan hoor, en met ons geloofsoor kan sien, waar daar die geestelike nood en ook fisiese en emosionele nood is, sodat ons mense kan bedien, en dat mense ook gered kan word, en deel kry aan die koninkryk. Here, wil U vir ons geleentheid skep, vir elkeen van ons ook in hierdie week, waar U vir ons dan ook gebruik, tot die eer en verheerliking. Stuur ons dan ook, en maak ons getroue getuies. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen.